Halleluja. O Jesus, ons is lief vir U vandag. Ons wil net vir U sê, ons vra dat U ons lof sal ontvang. Hier's 'n paar mense, 'n klompie mense in hierdie gebou vandag wat U lief het. Met hulle hele hart en hele siel en hele verstand. En wees by ons vandag. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Nou, Pieter, ek wil jou sommer net vir julle sê, ons het 'n profeet in ons midde, want ek het donderdag klaar voorberei, en vrydagoggend toe ek hier kom by die manne, toe sien ek maar die skrif wat ek nou vanoggend lees, is dit nou wat sy tema skrif was. So, nou weet al die manne, kom ons blaai so lank na 1 Timoteus toe, 4, wat André nou vir ons gegee het. Maar nou wil ek net gou vra, is daar 3 ouens wat vir ons skriffies kan lees vandag? Wie sal vir ons kry Genesis 12 vers 1 tot 3? Colleen, dankie Colleen. Genesis 12 vers 1 tot 3. Wie sal vir ons lees Genesis 15 vers 5? André, okay, Genesis 15 vers 5. Wie sal vir ons lees Genesis maklik 13 vers 14 en 15? 13, 14, 15. Okay, Magiel. Okay, Genesis 13 vers 14 en 15, maar dis eers later. Goed, kom ons bly gou 1 Timoteus 4. 1 Timoteus 4. Nou net terwyl julle is seker nou al klaar daar. Nou goed. Kom ek begin eers met 'n storie wat ek glo meeste van julle al ken, want ek het dit al baie vertel as 'n inleiding vir oggend, en dit is, wie van julle onthou, maar ek dink nie Johan en Marita sal dit nou onthou nie so, en Daniël, ek het dit lang terug al baie vertel, maar in 2009 sit ek in Kaapstad by 'n konferensie wat oom Harry hulle my genooi het na toe, waar Floyd McClung bedien. Nou Floyd McClung het YWAM, wie van julle ken YWAM? Het al gehoor van Youth with a Mission? Goed, hy dit begin. Nou, Floyd is self al 'n groot man, hy sal seker nou al baie oud, maar daai jare was hy nou al 'n groot man gewees. En hulle het toe afgetree, hy's 'n Amerikaner, hulle het verlang in Afghanistan gebly, hy het baie boeke geskryf, The Father Heart of God, as julle dit ooit wil lees. Nou Floyd is legit ou, dit is 'n ou wat ek sy boeke baie kan aanbeveel. Wie het al gehoor van Floyd McClung? Goed, so, hy het 'n boek geskryf, Living on the Devil's Doorstep, en waar hulle as gesin in Afghanistan gaan bly het, en in die rofste van rowwe plekke, en die evangelie van Jesus verkondig het, unashamed, waar hulle eintlik, en hulle het net met hierdie boldness gepreek en alles, maar hy vertel, hulle is moeg, sê hy, en hulle het 'n breek nodig, en hy sê so is hulle, en hy vertrou die Here vir die afgelope maande, ek wil amper sê 6 maande lang, vertrou hulle al die Here vir spesifieke rigting vir die pad vorentoe, wat hulle moet maak. So hulle is half in 'n, soos die grand woord daar is, 'n sabbatical, hulle is so op 'n rustyd, hulle weet nie wat om te doen, Here, wat is vorentoe nie. En hulle gaan kuier in Amerika, en hy gaan groet sy ma, maar die sleg is, sy ma is diep in haar 90's, en sy is diep Alzheimer, sy is verby, sy is nou, ja, dis bad, en die lank en die kort is, gaan nie goed met sy ma, en hy gaan die dag, nou kan jy dink aan al die emosie en die wat in sy hart woed, want hy gaan eintlik neem afskeid van sy moeder, want as hulle nou hier ry, as hy nou hier ry en hy vlieg terug Suid-Afrika toe, dan is die kans seker 100% dat hy sy ma nooit weer sal sien nie. En hy sit by sy ma, en sy ma sê vir hom, sir, en hy sê, dis al klaar vir hom bad, laat sy ma hom nie erken nie, hy weet dis 'n boks daar, hy erken nog die stem, dis al wat dieselfde klink, en hy sê, sy ma sê vir hom, she has 2 sons, hy onthou daarom, en hy sê, one son is Floyd, en die ander son is wie ook al, en sy vertel vir Floyd van haar seun Floyd, en sy vertel vir hom, goed is my sê, maar dis nie ek nie, die nie, maar in elk geval, maar so is verdraai dit nou, want hy sê die knop in die keel, hy sê sy emosies is
so seer, so caught up in the moment, en die tyd het gegaan, en hy moet nou ry. Nou kan jy dink, ek meen, as jy vir Oula, as jou ma, hy sê hy kan haar nie eens 'n drukkie gee nie, omdat haar ma sal voel, wie is hierdie vreemde man wat my nou kom druk en soen. So ek meen, hy kan nie eens aan haar raak nie. So dis vir hom so emotional, jy kan ons nou imagine, ne? En hy sê, en hy staan op, en hy groet, en hy sê vir haar baie, hy kan nie eens vir haar sê ma nie, hy sê net vir haar baie, hy sê en toe hy so wegstap, maar dis die atmosfeer, sy emosies is dik, jy kan nou dink, hy is baie seer, hy sê en toe hy aan daai deurknop vat, om uit te gaan uit haar kamer uit, toe hoor hy, it's amazing, toe hoor hy, vir Oula's, sy ma sê vir hom, sir, can I pray for you? Want hy sê, sy ma het hom in Jesus ingebid, sy ma was 'n bidder gewees. Hy het groot geraak in 'n huis aan tafel waar hy gehoor het, ek wat Etienne is, het in die aande gehoor hoe my ma gekniel het en gebid het vir haar huis en alles, en hy is 'n produk, waar sy ma om in Jesus ingebid het. Dis was nou nie beplan gewees, maar hy sê die volgende oomblik, toe sy ma, toe dog hy kan hy net vir Oula's, Here, net vir 'n laaste keer sy ma se gebed hoor. Hy sê en toe sy ma bid, toe sy so helder, soos hy sy ma geken het, en sy sê vir my seun, die Here sê, jy die Here vertrou die laaste 6 maande vir al hierdie goeders, en sy praat met hom soos ek en u nou met mekaar praat. En sy lê vir hom daai profesie uit, een vir een. En sy sê, dis wat God vir jou sê wat jy moet doen, presies, en sy sê dit so pinpoint, alles af. En toe sy amen sê, toe sak sy terug in daai dimensie in. En hy stap uit. Nou sê nou vir my, daar's nie iets soos die gees van God wat in 'n mens woon nie. Ek meen, kom bewys nou vir my dit, en ek ken vir Floyd, ek kan sê, hy sal nie lieg nie. Nou geliefdes, as dit so is, wil ek vandag dit gebruik as 'n stelling om te sê, dit wat in haar ingebou was, dit wat in sy ma ingebou was, haar leefstyl was wie sy werklik was. Stem jy saam? Daai dop wat daar was, toe hy met haar te doen gehad het, was nie wie sy werklik was nie. Stem jy saam? Maar die oomblik toe sy connect met die persoon wie sy werklik was, toe is dit daar. Toe is dit daar. Nou geliefdes, wat hierdie skrif sê, wat Paulus vir Timoteus sê, hoor wat sê Paulus vir Timoteus, hy sê, as jy hierdie dinge doen, nou ek lees uit die ou vertaling uit, as jy hierdie dinge doen, voorhou, aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus wees, terwyl, en hier is die tema van vanoggend, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Nou vanoggend se tema is gevoed met woorde van geloof, en obvious is die vraag soos 'n billboard in my hart, waarmee voed ek myself? En dis hoekom ek dank die Here vir wat Isabel vandag sê, bly by wat jy geleer het. Dit waarmee voed ek myself? Voed ek myself met woorde van geloof, want ouens, dit wat ek eet is dit wie ek is. Amen. En dan gaan hy aan, ek het nie eens die volgende vers, maar Vrydag by die manne toe, kwoteer André, toe lees hy hierdie vers, en hy sê, maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. En toe hy nou sê, daai oudwyf, nou ek moet erken, ek sê vir hom, Jessie André, vir my lewe deur het ek dit gelees as oudwyse fabels. En toe ek nou sien oudwyf, toe sien ek my pa en altyd sê, ag man, is 'n ou vrou storie. Nou wie van julle onthou die stelling van is ou vrou stories? En ja, goed. Maar met ander woorde, verwerp ou vrou stories.
dis wat hy sê daar, so want hy gaan verder en hy sê dit bring net stryery in die liggaam en alles. Maar die groot woord vir vandag is voed jouself met woorde van geloof. Floyd se ma was in haar lewe deur wie sy was, wie sy geword het, wat haar geshape het in wie sy was die woorde waarmee sy gevoed was. Amen. Nou dit wat ons eet, is dit wat ons word. So, hy sê hierdie stelling, hy sê, dan sal jy 'n goeie dienaar van Christus wees. Dan sal jy 'n goeie dienaar van Christus wees. Amen. Nou, kom ek skiep nou daai deel, nou kom ons praat gou 'n bietjie, nee, Irina weet nou, ek bedoel nou, ek skiep nou die deel, kom ons kyk na Abraham so 'n bietjie. Abraham word genoem in die Bybel die vader van geloof. Goed, so hy is die vader van geloof, so daar is opwees sekere goeders in, nie net sekere goeders nie, daar is geweldig baie, maar ons gaan onmoontlik dit nou nie vandag kan cover nie. Maar daar is beginsels in Abraham se geloof, wat ons wil tap vandag. Nou, so, ek het hier geskryf, Abraham se praktiese geloof, of 'n leefstyl. Nou, Jakobus 2 leer vir ons 'n baie ding wat mense baie keer, ek kan nie verstaan dat mense dit nie verstaan nie. So, en hy sê, toon my jou werke, dan wys dit vir my jou geloof. Met ander woorde, wys my jou geloof deur die werke wat jy doen. So, dit wie jy is, Floyd se ma, dit was in haar lewe, sy was deurdronge, sy was, haar werke, haar lewe het gewys wie sy was, waarmee sy gevoed was. Amen. So, kom ons kyk gou na Abraham se praktiese geloof, sy lifestyle, sê gou vir my lifestyle, sy leefstyl. Goed, nou, Colleen, jy die eerste vers is Genesis 12, vers 1 tot 3. Nou, die eerste ding is, wat die Here vir Abraham gesê het is, gaan uit jou land. Gaan uit jou land. Nou, ons gaan dit nou verduidelik, kom ons lees net luister net na die gedeelte. Die Here het vir Abraham gesê, trek weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouer huis, en gaan na die land wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou die voorvader maak van 'n groot nasie. Ek sal jou seën sodat jy geëerd sal wees en verander tot 'n seën sal wees. Ek sal die seën wat jou seën en die wat jou vervloek sal ek vervloek. In jou sal al die mense op die aarde geseën word. Dankie Colleen. Dit gaan nou baie moeilik wees om nie vandag oor alles te gesels nie, maar is dit nie 'n amazing woord, net daai woorde, wat ons so vandag net kan, ons is die produk, ons is die vrug daarvan. Maar geliefdes, daai wat die Here vir Abraham gesê het, is, gaan uit jou land. Nou, kom ons gee net gou 'n bietjie agtergrond. U sal sien, daar's 'n byskrif daar, Genesis 11, onder andere vers 27 en alles. Dit praat so 'n bietjie oor die geskiedenis van Abraham. Nou, die eerste ding wat ek net wil uitlig, die Here sê vir hom, okay, punt A vanoggend is, gaan uit jou land uit. Maar wat was, die eerste punt is, wat was Abraham se land gewees? Wie van u weet, wat was sy land? Waar het hy gebly? Met die Ur in die Galdeërs. Nou okay, Ur van die Galdeërs. Nou Ur van die Galdeërs was 'n streek, was 'n omtrek en hy het in die dorpie of in die gebied Ur gebly. Nou as jy wil weet waar straightforward waar dit is, dit was waar Babylon is. Goed, dit is lank terug, dit is toe nou nasate van Babylon. Nou goed, wat beteken Babylon is, dis 'n kultuur van Babylon. Nou waarvoor staan Babylon? As ons gaan kyk na die toring van Babel en waar die hoer van Babylon in die boek Openbaring, kan 'n ou geweldig baie sê. Maar as ons net in straightforward in 'n kort komplekse woordjie net kan sê, wat dui die kultuur van Babylon vir ons? Dit beteken, ek het God nie nodig nie. Dit beteken, I am God. Dit beteken, I don't need anyone, ek worry nie oor enige iemand, it's all about me, I, me and myself, soos die Engels sê, of die iemand enige sê, die onheilige drie eenheid.
Goed, die onheilige drie-eenheid, I me en myself. Goed, en die Here sê vir hom, trek uit daai kultuur uit. Want daar's 'n nuwe kultuur. Daar's 'n Kanaan, daar's 'n hemelse kultuur wat ek gaan jou die vader maak van 'n nuwe kultuur, 'n new lifestyle. En Abraham se naam, wie van julle Abraham se pa sy huis, wat was sy pa se naam? Wie van julle weet dit? Staan nou daarso. So jy kan dit nou of die kripnotes, maar sy pa se naam was Tera. Goed. Nou die Engels sê of die woord tuteri is om water te trap. Nou die woord Tera, sy pa Tera beteken oponthoud. Goed, oponthoud. En die Here sê vir hom, jy moet uittrek uit dit uit, want ek gaan vir jou iets nuuts gee. Nou het ek 'n stelling hierso, wat ek net 'n stelling wil maak vandag. In ons lewe, onthou ons gesels oor dit waarmee ek my voed en dit wat ek prakties doen. Hy sê, my stelling is vandag, wat ek glo uit dit uit, wat die Here vir ons sê in dit, is Abraham moes uitgaan. Okay? Anders was hy opgehou om die seun, en daai seun is Christus. As ons die boek Galasiërs gaan lees, onder andere, dan dui dit dat daai seun is Christus. Paulus kom en hy lê dit uit. Onthou, ons sê altyd Paulus was opgeruk in die hemele, en die Here het vir hom hierdie die Ou Testament prakties gemaak en uitgelê en gesê dit's wat dit beteken. En so kom Paulus en by herhaling, maar ek quoteer net een skrif in Galasiërs 3 vers 8 sê hy dat Jesus is daai seun in jou saad. Hy's daai saad. In jou saad sal al die nasies van die aarde geseën word. So Jesus kon nie gebore geword. Jesus kon nie daar kom, ons sou nie daar gewees het as Abraham nie uitgetrek het uit sy land uit nie. So, hy is die hemelse kultuur, hy is die seun wat na die nasies toe gebring word. So ek sê weer, Abraham moes uitgaan, anders was hy opgehou om die seun, naamlik Christus of die hemelse kultuur, na die nasies te bring. Nou geliefdes, so wat probeer ek vir u in die praktyk sê, dit is baie keer vir ons nodig, as God met ons praat, om aksie te neem, en uit te klim uit situasies uit, wat ons ophou, wat die seën van God, vir dit wat hy wil doen deur ons terughou. Geliefdes, 'n Babyloniese kultuur, weerhou my, om die hemelse kultuur te vestig, in die area waar ek is. So, dit is die eerste ding, so kom ons dink 'n bietjie daaroor. Nou die volgende ene, Galasiërs 13 vers 14 en 15, André, wie Galasiërs 13 vers 14 en 15, Michiel, jy moet hom lees, of Pieter. Okay, die Here sê vir Abraham, die eerste ene is, wat hy vir hom sê is, gaan uit jou land. Die tweede een sê hy vir hom, kyk van die plek waar jy is. Goed, Michiel 13, 14, 15, Genesis 13 vers 14 en 15. Ek sê net vooraf, ek kan eintlik lees. Okay. En die Here sê vir Abraham, nadat Lot van hom geskei het, slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan, na die noorde en die suide, en die ooste en die weste, want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee, en aan jou nageslag tot in ewigheid. Jezus, fantasties. Goed, ouens, soos ek weer sê, ou kan nou baie pak, net op hierdie gedeelte, maar dis 'n verskriklike powerful skrif. Vat dit in jou lewe vandag. Lot skei van hom, sy broerskind en alles, en hy vat die beter deel, en aanvanklik lyk dit so, en die Here sê vir Abraham, hy moet opklim en hy kyk, en hy sien, en die Here sê vir hom hierdie woorde, hy sê, kyk van, sê so saam met my, van.
Met ander woorde, die Here sê nie vir hom, kyk na die plek waar jy staan nie. Kan ek dit weer sê, totdat die penny drop? 1, 2, 3, kyk van die plek waar jy staan. Geliefdes, die Here sê vir hom, want dit wat jy sien, is dit wat jy kry. Kan ek dit weer sê? Dit staan daar, hy het dit nou net gelees. Slaan jou oë op, hy sê, kyk wyd, kyk. Die skrif sê, die Here is, he's the lifter of my head. Die ou mens het gesê, as dit papreën, moet jy skep. En die Here sê vir hom, kyk, slaan jou oë na die noorde, die suide, die ooste en die weste, want, omkring, wat jy sien, wat jy nou sien, ek gee vir jou geleentheid om te kyk, en dit wat jy nou sien, is dit wat jy gaan kry. En geliefdes, die hartseerste ding is, die vyand kom deur 'n fyn misleiding, en hy sê vir ons, kyk na die plek waar jy staan. Geliefdes, as Abraham gekyk het na die plek waar hy staan, sou hy gevoel het soos miljoene Christene vandag voel, morbied, negatief, hopeloos ensovoorts. Want ouens, die vyand het 'n manier om ons fokus te kyk, te plaas op die posisie waar ons heiliglik is. Ek het hier ergens gesê, ek gaan dit nou sê, want ek wil dit nou eintlik al sommer klaar sê, maar kom ek sê dit maar klaar. God staan aan die einde. Hy staan al reeds by jou destiny. Kan ek dit weer sê? En dis vir God die hartseerste as hy by ons destiny staan en hy sê, kyk hier na wat ek vir jou wil wys. En ons kyk vas na die plek waar ons staan. Geliefdes, as ons die groot effek, die geweldige effek kan besef van een klein klem of een klein woordjie in hierdie gedeelte wat gebeur, God sê kyk vanaf die plek waar jy is. Die kultuur sê vir ons kyk na die plek waar jy is. Nou wie van julle wil vandag blaatant eerlik wees en sê ek besef hoeveel keer in my lewe ek vaskyk na die plek waar ek staan. En ek besef, dit waar ek nou is partykeer soos Babylon. Dit waar ek nou is, ek sien al die negatiewe om my. Terwyl God sê, ek staan reeds by jou destiny. Ons sê altyd vir mense, God staan by die einde van jou, hy staan al reeds by jou eindpunt. En hy kyk terug na vandag toe. Nou, kom ek net gou nog een lees, dan begin ons saamvat. Die volgende punt wat die Here vir Abraham gesê het is, hy lei hom uit die tent uit. Hy lei hom uit die tent uit. Wie gaan dit vir ons lees? Abraham, Andrei, nie Abraham. Dit ook, ja. Genesis, ek klaar genoeg kinders. Genesis 15 vers 5. Ekskuus, maar ek dink sommer, toe ek teen nou praat, wat jy saai, sal jy maai. En dan sê hy in Genesis 15 vers 5, sê hy, daarop lei hy hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. Onthou ons sê altyd, en dit is nou, ek wil nou nie van die punt af gaan nie, die Here het paar keer met Abraham 'n verbond gesluit, en onder andere het hy vir hom gesê, kyk na die sand, en hy sê, soos die stof, met ander woorde, sy fisiese, die aardse, is die groot woord, as ons dit vertaal na in die moderne taal, is jou sperma nageslag, wat dui op die fisiese Israel. As jy dit gaan tel, dit sal wees soos die sand van die see, en dan toe sê hy vir hom, kyk op na die sterre, is die tekta nageslag, wat beteken jou geestelike, wat ons vandag is. Goed, is dit nie amazing, dat die Here vir hom 2 verbonde primarily gegee het, maar dit nou daar gelaat, geliefdes, die Here sê vir daai aand, daai nag, soos baie nagte, kom die Here met 'n encounter, sê saam met my, wat is ontmoeting, 'n ontmoeting met Abraham, en dit daar was daai aand nodig, vir Abraham om nie in sy tent te bid nie. Kan ek dit weer sê?
Geliefdes, ek glo Abraham het elke aand gebid tot God, soos ons ook bid, suppose. Maar daai aand het God iets spesiaals beplan, en die Here sê vir hom daai aand, Abraham, hoor nou mooi, ek lei jou vanaand uit die tent uit. Geliefdes, daar's aande, daar het ons het nodig, om van tyd tot uit, 'n uitlei uit jou tent uit, ervaring te hê. Nou hoor nou mooi, sê gou saam met my, wow. Ek het dit nog nie eens gesê nie, maar julle sê hoekom nie, maar dan sê julle al klaar wow. Maar dink julle gaan wow sê? Nou wie van julle weet dat die Ou Testament was in die Hebreëus en in die Arameese taal geskryf, en die Nuwe Testament was in die Grieks. Nou toe ons op Bybelskool was, het ons verskriklik baie geleer op die Septuagint. Nou wonder julle wat is die Septuagint? Nou dit is toe die Bybels in sy vertalings vertaal was uit die Hebreëus om dieselfde begrip te kry na die Grieks toe. Goed, en dit was by wyse van die Septuagint. Nou dit gaan nou nie vir julle die plooie wegvat as julle nou weet presies al die detail rondom dit nie. Maar wat ek nou vandag, soos die ou uitdrukking sê, as jy nou alles opkook en afwater, dan hoor jy nou die volgende. In die Nuwe Testament leer ons van 'n man met die naam van Paulus, wat opgeruk was in die hemel. En wie van julle weet wat is die Griekse woordjie vir daai woordjie opgeruk? Dis die woordjie harpazo. Wie van julle weet 1 Tessalonisense 4:17 sê Paulus met die wederkoms praat hy dat ons in 'n oomblik opgeruk sal word. Nou daai woordjie opruk is dieselfde woordjie harpazo, en dit het sweet blou niks, amper seker 'n ander woord, met afstand te doen nie. Dit het te doen met in 'n oomblik is ek in 'n ander dimensie. Dit is die woord, in 'n oomblik is ek opgeruk na waar God is. Paulus was opgeruk. Hy sê die woord, hy sê ek weet nie of dit in die gees of in die vlees was, want dit is nie eens belangrik nie. Die feit van die saak is, ek was waar God my nou wil hê. Ek het 'n encounter met God gehad. Geliefdes, dis dieselfde begrip as jy dit gaan kyk in die Septuagint, en dan sê jy by jouself, my genigtig. Met ander woorde, dit is dieselfde encounter wat Abraham gehad het toe hy in sy alledaagse lewe, elke dag nou maar van die werk af gekom het, huis toe, koffie gemaak, alle goeders, ensovoorts, en cricket gekyk het en alles, want dit gaan goed met die Proteas, ons doen goed op die oomblik, en ons sê prys die Here daarvoor, en ons gaan die wêreldbeker wen, amen. Nou toe, amen, goed, in elk geval, maar ons is nou nie op daai punt nie, maar ons bid dit, maar in elk geval. Maar, een aand, toe harpazo, toe lei God hom uit die tent uit. Geliefdes, jy het dit nodig, van tyd tot tyd. Dat begin die Here te vra, vir so 'n moment, dat die Here jou breek, en uit jou alledaagse, want geliefdes, die groot ding is, sy tent was sy beperking gewees. Dit was sy elke dagse gewoonte. En die volgende oomblik, die tent was, die skrif sê, die Here het hom uit die tent uitgelei, want hy moes die Here sê vir hom, kyk hier op na die sterre, kyk in God se dimensie in, kyk waar God is. Amen, kyk waar God is. Sy tent is sy alledaagse, hy lei jou uit, en om beteken dat hy voer jou weg in sy teenwoordigheid. Dit is wat sê ons in wolke weggevoer, ons word in sy teenwoordigheid ingeruk, en dan beteken sy tent is sy daaglikse bestaan, maar dit is ook sy beperkinge, want hy is gewoond. Iemand het eendag gesê, wie kan die uitdrukking wat sê, die enigste verskil tussen 'n groef en 'n graf is die diepte. Met ander woorde, hy was so in 'n groef gewees, val ons nie maar in 'n groef partykeer. En die Here partykeer sê, jy het nodig om weggevoer te word in my presence, om dinge te sien. Paulus sê, dit wat ek daar gesien het, gaan ek nie eens probeer nou om vir julle te verklaar nie, want dit is te groot, julle sal nie daarby kan bykom nie. Het u dit al gehoor? Geliefdes,
Dis daar waar jy dinge by God beleef wat vir jou moeilik is om vir mense te kan verduidelik, but it's here. Stem jy saam? Jy weet, jy het 'n ontmoeting met God gehad. En dit is vir ons almal beskikbaar, geliefdes. Ek het hierby geskryf, God het hom uitgelei. Dit is God se inisiatief gewees. Dit was die Here wat hom uitgelei het. Hoekom het die Here hom daar uitgelei? Want hy's reeds by jou destiny. Ek het hier geskryf, as Abraham in sy tent gebly het, sou hy gebly het by sy beperkte geloof. En daar was nie fout met sy beperkte geloof nie, stem jy saam? Hy was 'n kind van God, hy lees sy Bybel, hy bid elke dag en al hierdie goed is, en dit is 'n moed. Dit sê nie dit is verkeerd nie, inteendeel, dank die Here vir jou fondasie, dit wat amper sê Israel, wat Isabel vir ons sê, ek bly by wat hy my geleer is, en ek is nie spyt oor wat ek geleer is nie. Halleluja daarvoor. So een rede om jou ouers dalk 'n swentjie te gaan gee en te sê dankie as jy nog die geleentheid het om dit te kan doen. Maar geliefdes, daai geloof van ons het die geneigtheid om in 'n groef te verval. En wat dit doen is, dit beperk ons. En onthou ouens, dis soos water wat stil staan. En as water stil staan, is dit nie goed nie. Water het altyd beweging nodig. So is ons geloof. Maak dit vir u sin. So is ons verhouding met God. Daar's altyd nuwe stimulasie nodig, want dit is lewe. God het dit so bepaal, want dit is hoekom dit 'n lewende verhouding met God is. Nou geliefdes, ek het hier 'n verskriklike ding geskryf, en vergewe my, en gooi my met 'n klip, maar julle sal dit nie doen nie, maar vergewe my as 'n bietjie gruesome klink. Maar 2 Konings 9 vers 2 sê die profeet Elisa vir Jehu, hy sê, kom uit jou broers uit, in die binnekamer in. Baie keer kan jou omgewing, die Engels sê jou association, jou assosiasie, is dit partykeer nodig om uit dit uit te kom in jou binnekamer in, want geliefdes, have mercy on me, maar Calvinisme is jou beperkinge. Want Calvinisme waarmee die kerk mislei was, vir eeue en eeue heen, om te glo dat God nie meer wonderwerke doen nie, het die mens so geïnfiltreer, geliefdes, die apostels, die Bybel sê, hulle moes, gaan lees die boek Handelinge, hoor nou mooi, dan vra mense vandag, hoekom was die kerk van Handelinge so kragtig, maar waar is die krag in die kerk vandag? Geliefdes, dit is as gevolg van 'n subtiele dwaling, wat die mens al hoe meer verstik het, en beïnvloed het om te glo, God doen nie meer wonders nie. Geliefdes, die kerk van Handelinge het so gelyk, hoor nou gou mooi, as iemand 'n apostel moes erken gewees het, weet jy wat, afgesien van die bevestiging van die mede-apostels, weet jy wat was een van die kriteria's vir iemand om as 'n apostel erken te word? Hy moes, die skrif sê, buiten gewone groot wonders kon doen. Nou in vandag se temas sê ons, maar Jessie, wel die Calviniste sê, God doen nie meer wonders nie, dis hoekom eendag toe ek sien ek 'n video waar iemand hierdie teoloog vra, does God still do wonders? En hy soos 'n kat op 'n wanderplaat, want hy weet, hy's verkeerd, en hy wil sê, hy moet erken en sê, my teologie sê vir my, God doen nie meer wonders nie, maar ek weet hier binne my hart, praat ek teen my eie gewete, ek praat teen God, ek sondig teen die Heilige Gees, as ek dit sê. En dan stuur mense vir mekaar daai video's aan, om te sê, kyk, luister na hierdie ou, woe, en dan as hy klaar is, en sê hy, okay, God doen nie meer wonders nie. Nou wil hy amper sê, sies vir jou. Maar, nou staan, in die kriteria vandag is, hoor nou mooi, vir iemand om te, sou almal sê, 'n wonder is so by so, buitengewoon, stem jy saam? Is dit so, anders is dit mos nie 'n wonder nie? Goed, dankie.
Nou wat is 'n buitengewone wonder? Dis iets wat extraordinary was. Want 'n wonder is extraordinary, dis bo natuurlik. Anders sou dit natuurlik gewees het, anders sou dit moontlik gewees het deur my eie kognitiewe vermoë. Maar die rede hoekom die kerk van Handelinge so kragtig was, hoor nou mooi, 'n apostel moes buitengewone wonders kon verrig, omdat, is hy gereed, elke lidmaat dag tot dag wonders gedoen het in die naam van Jesus. Dit was die going rate. Dit was nie eenou wat eendag kom en sê, ek kan wonders verrig, en dan sê hulle, jy's extraordinary nie. Vandag as iemand buitengewone wonders verrig, dan stuur hulle dan sê hulle false prophet, Joyce Meyer false prophet, Bethel false prophet, al hierdie klomp snert. Is dit wat die going rate is vandag? Hierdie vrou en daai Joel Osteen en die ou is nou alles, hulle is prosperity en hulle is nou alles sis en hulle is nou alles so. Hoekom? Want die mense ken nie meer die bonatuurlike nie, omdat hulle gekalviniseerd is, om het so uit te druk, hulle is so geïndoktrineer, dat 'n teoloog in die verlede gekom het, en hy die kerk mislei, om te sê, God ceased. Ja. En dan vra die kerk vandag, waar is die krag? Waar is die krag? Maar die kerk is geïndoktrineer, daar is nie meer krag nie. God het klaar gepraat 2000 jaar terug, hy praat nie meer nie, ensovoorts. Geliefdes, wat sê Calvinisme nog meer? Alles het gestop. En dis hoekom hulle sê altyd, jy sal sien op die video, sê hulle, hierdie geloofsgeneesheer kan nie eers homself gesond maak nie. Dan is daar video's oor hierdie geloofsgeneesheer, oor Todd White, en al hierdie ouens wat siek geword en sê, ja, kyk hom. Klink dit nie soos die ouens wat vir Jesus gesê het, as jy 'n profeet is, of as jy die Christus is, red jouself. Jy het ander genees, hoekom genees jy jouself nie? Klink dit nie na dieselfde gees en dieselfde taal nie? En wat is die rofste wat die Calviniste glo is, God straf my en ek moet dit nou maar net aanvaar. Waar was God in alles? Is dit nie wat die going rate is vandag nie? En dan vra die kerk, waar is die lewe? Waar is die kerk van Handelinge vandag? As dit dan nou verkondig is, dit is iets wat gestop het daai tyd. Geliefdes, dis omdat mense nie uitgaan uit hulle tent uit en 'n oomblik 'n ontmoeting met die krag van God het. Geliefdes, daai ouens wat in daai kerk sit, wat Gert, ekskuus vir die vinger, maar wat Gert vir ons die getuienis, en dankie vir 'n kragtige getuienis gegee het. Geliefdes, as daai mense wat in daai kerkgebou gesit het en dit beleef het daai aand, die krag, sê saam met my, die krag van die naam van Jesus. As daai ouens daar uitstap en sê God doen nie meer wonderwerke nie, is daai ou nie eerlik. Hy het te veel beleef, stem nie saam. Hy het dit eerstehands beleef. Hy kan dit nie ontken nie. As iemand 'n encounter met God gehad het, sal hy dit nooit weer kan verloon nie. En die vraag is, waar is my encounters? Ek het nodig om 'n keer, om vir die Here te sê, Here, ek smag weer. Ek begeer weer na daai eerste ontmoetinge met U. Ek is in 'n groef, Here. Nou klink dit bekend in my lewe, van jou lewe, om partykeer vir die Here te sê, Here, ek kom vandag, en ek vra weer, bring my net weer in daai hemelse dimensie in. Waarmee voed ek myself? Voed ek myself met leuns om te sê, God, doen nie meer wonders nie, ek moet dit nou maar net aanvaar, ek is die produk, ek moet nou maar my mandjie straf dra, want God straf, dis God se wil vir my. Geliefdes, dit is die produk, dit is wat aangaan. En nou moet ek steeke klaarmaak. Die eerste gedeelte was Abraham se praktiese geloof. Hy het
dit prakties toegepas. Hy het daar 'n tyd gekom wat hy fisies uit sy land uit moes gaan, dat het oomblik gekom dat hy uit sy tent uit gelei is, dat het 'n oomblik gekom dat hy moes staan en kyk van die plek waar hy is. Daar was gebeurtenisse, geliefdes. Ek sê altyd, ons het 'n uitdrukking geleer, die Karoo is 'n stadige mooi. Iemand het dit eendag gesê, daar is nie 'n mooier beskrywing as dat die Karoo is 'n stadige mooi, maar wie van u het al die geleentheid gehad om in die doodse stilte, in die nag, 3 uur die oggend, op jou bakkie in die Karoo te sit, waar daar geen niemand om jou is, en in die stilte te sit? Het lyk of jy kan praat. Geliefdes, ons het sulke goedes nodig. God het jou gemaak om partykeer stilte. Daai woordjie stilte tyd is nie verniet stilte tyd nie. Ek het die voorreg gehad in Walvis om in die woestyn in by Vogelvederberg, ek weet nie of jy al ooit gehoor het daarvan, daar was 'n uitdrukking wat gesê, jy hoor die stilte. Dit is so stil, jy hoor dit eintlik. Maar is daai tye wat jy partykeer nodig het om uit jou tent uit jou elke dag, want ouens 'n ou raak gekonform. Wat is 'n goeie Afrikaanse Bybel? Gewoond. Jy raak gewoond aan my alledaagse en ek besef nie wat ek mis nie. En dan partykeer dan proe ek net weer die teenwoordigheid, dan kom ek agter die teenwoordigheid van God, dan kom ek agter maar hierdie is familiar, dis wie ek eintlik is. Dis wat ek nodig het. Hoe lank smag ek nie nou alweer om net dit weer te beleef nie. Halleluja. Kom ons sluit af met hierdie uitdrukking, leef jou geloof. Nou wat ek daardeur sê is straightforward, en die Here, en ek onthou dis nie verkeerd nie. Maar daar's leringe wat sê, en ek het groot geraak daarmee, en dit is nie verkeerd nie, dit is so, wat sê, jy moet die dinge roep. Help my gou, wat sê Romeine 4 vers 17? Die dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Dit staan daar. Goed. Maar geliefdes, dit staan daar, maar dit nie wat daar staan nie. Wat staan daar? Die skrif sê, God het vir Abraham sy naam verander van Abram na Abraham, wat beteken vader van baie, toe hy nog nie 'n vader van baie was nie. En die skrif sê, God het dit oor hom gesien, en God het dit oor hom gekyk, en God het by sy destiny al reeds gestaan, en hy het vir Abraham gesê, kyk van die plek af, nie na die plek nie, van die plek, en toe hy van die plek af kyk, aan die einde van die destiny, God sê, ek is hier, ek roep die dinge wat nog nie in hierdie tussenfase van daar na hier's goedes wat nog gebeur. Hy sê, ek roep. Met ander woorde, dit is nie jy wat dit roep nie, jy kan saam met God praat, maar dit is God wat dit roep, asof dit bestaan. Nou wat is Abraham se job? Hy het dit geglo, maar hy het dit geleef. Nou dit is nou vreeslik, wat moes nou gebeur het, jy kan nou net imagine, ons gaan nou nie op daai punt nou kuier nie, maar die skrif sê, Abraham hy het nie gekyk, as het saam met die skrif staan na Hebreërs 11 vers 9 tot 15, op die eie loop, lees het asseblief, hy sê hy het nie gekyk na sy eie verstorwenheid van 'n 99 jaar oude man en sy vrou nie, hy het nie na hulle verstorwe toestand gekyk nie, met ander woorde, hy het die daad by die woord gevoeg, as jy nou verstaan wat ek bedoel, dit wat God geroep het hy gedoen. So hy het dit geleef asof dit bestaan. En het u geweet, pos gou hier, iemand het eendag gesê, en toe, kom ons agter maar dit is, as jy jou kalkulasies reg maak, Abraham en Sarah het 300 teleurstellings gehad. Want elke maand het sy vrou agtergekom, as sy in haar tyd is, sy is nie swanger nie. Vir 25 jaar was die belofte vertraag, omdat God sy geloof wou bewys. 300 keer, 12 maande, maal 25 jaar is 300 keer, wat hulle gesê het, nee, nog nie, en dan het Abraham geloof toegepas, hy het dit geleef, en tot op die dag. Geliefdes,
Daai Hebreërs 11 vers 9 tot 15 gaan ek nou ongelukkig, ek wens ek kon, maar hy sê as hulle gekyk het na hulle eie verstorwe liggame en as hulle gekyk het na die land, hy sê dan sou hulle dit begeer het om terug te gaan. Yes. Daarom het hulle nie omgekyk nie, maar bly vaskyk na die plek waartoe hulle op pad is. Geliefdes, dit sal nie in Hebreërs staan, dit sal nie in die boek in die Bybel staan, as dit nie ons menslike faktor is, as ons geneig is om terug te kyk, soos Jesus gesê het, die ou wynsakke begeer, wat nie die nuwe wyn kan hanteer nie. Okay, kom ek maak net gou klaar hierso terwille van tyd. God het dit oor jou geroep, jy leef dit. Amen, God het dit oor jou geroep, jy moet dit prakties leef. As jy kyk, die tweede punt, as jy kyk, jy leef dit, die volgende, as jy kyk na waar jy staan, sien jy jou en jou medegelowiges se tekorte, want die skrif sê, Abraham het ook nie gekyk, hy het nie gekyk na sy eie tekorte, maar hy het ook nie gekyk na sy vrou se tekorte nie. Amen. Met ander woorde, ek kan ook my medegelowiges deur hulle te oordeel en hulle onvermoë vas te kyk, kan dit my geloof en die plan van God beperk. Sê gou saam met my, wow, goed. En ek het hier geskryf, as jy omkyk, sal jy wil teruggaan, dis vers 15, as jy omkyk, sal jy wil teruggaan. Leer die geval van Petrus. Okay, ek het 3 punte, net voed jouself met woorde van geloof. Petrus se geval, toe hy op die water loop, toe hy sy oë op Jesus hou, toe loop hy op die water, toe hy wegkyk en hy kyk na die storm, toe sink hy. Elia het sy dapperheid verloor op 'n kol, toe hy geluister het en toe hy aggeslaan het op die woorde van Jezebel. Nou ek sluit ten slotte wil ek 'n stelling maak, geliefdes. Is jy gereed vir dit? God het die manne van geloof in die Bybel genoem dapper helde. Is dit so? En dit is hoofstukke. Die Here het vir Gideon gesê, geseënd is jy dapper held. Die Here noem hulle dapper held. Ons visie is waar God van almal helde maak. Helde van geloof. En geliefdes, daar is hoofstukke op hoofstukke geskryf. Dink net aan Dawid, wat hoofstukke geskryf het oor die vernaamste helde. Dink net aan Hebreërs 11 oor die helde van geloof. Hoofstukke op hoofstukke, en dis maar net 2 wat geskryf is. Boeke is geskryf oor manne van God, manne en vroue van God wat dapper was. Nou my vraag is vandag, geliefdes, was dit alles verniet? Was dit verniet wat hierdie helde deurgegaan het, en was hierdie hoofstukke op hoofstukke verniet in die Bybel geskryf? Ek weet, predikers vandag sê, ja, dis verby, dis history. My vraag is, was dit verniet? Dat hierdie manne en hierdie voorbeelde vir ons daar gestel is, nou ek weet en ek glo en ek bid dit en ek hoop dit en alles, is oortuig in my hart dat u gaan sê, nee, 10.000 mal nee. Dit is nie verniet geskryf nie, geliefdes. Ek het hier geskryf, omdat God sien en roep, dat in 2026 ook helde van geloof sal leef. Nou ek wens, ek kan nou 'n amen kry op dit. En my gebed vandag is, Here, help my Here, om my voortdurend te voed met woorde van geloof. Want dit waarmee ek my voed, is dit wat ek glo en dit wat ek is. Halleluja. As u in 'n situasie kom, en ek bedoel nou nie aan Alzheimer's nie, maar as u is in 'n situasie kom, kan maar vir ons dalk iets speel, waar die true you geopenbaar moet word, gaan u die naam Jesus aanroep, en gaan die ware vrou van gebed, soos Floyd McClung se ma in die oomblik van nood,
toe die ware sy geopenbaar word, gaan daar geloof uit jou mond uitkom, gaan die naam Jesus geroep word, gaan dit genoem word, God is met ons, of gaan dit genoem word, video's het my getoon, en aanhoudende negatiewe invloed het my geleer, dis verby. God doen nie meer wonders nie. Ek moet dit nou net aanvaar. Want dis die prediking, ek moet dit net aanvaar. My streepie is getrek. Want dis die dwaling wat gepreek word. Maar geliefdes, kan jy God glo in vandag se tyd? Wie van u wil vandag jou hand opsteek en dapper sommer jou oë oop, maar almal se oë is en sê, ek glo steeds in wonders in 2026. Halleluja. Here, sien ons hande vandag. Sien ons hande vandag dat ons wil sê, Here, kom help ons om ons te voed. Want dit waarmee ek my voed is wat uitkom in die uur van nood. En Here, ek kom bid vandag dat u ons sal help. Here, daai wat u vir Abraham uitgelei het, wat ek geskryf het, Here, dit was u inisiatief. U het hom uitgelei. Wil u ons ook, Here, in 'n oomblik inlei, in 'n ontmoeting met u, om onsself te voed, Here, dat u vir ons dinge wys, wat ons vir altyd beïnvloed. Here, wat ons ook net weet, hoe insignificant dit vir iemand anders mag wees. Hierdie tydjie tussen my en God, is nou, is vir my kosbaar, en is vir God kosbaar. En dit is persoonlike ontmoetinge met u. Here, ons hang aan one glimpse of your eyes, restores all the joy. En ons bid dit vandag, Here. Gee ons genade om ons geloof prakties uit te leef. Gee ons genade, Here, om ons te voed. As ons die Bybel lees, as ons stilte tyd hou, Here, Dawid sê nie verniet, welgeluksalig is hy, wat nie sit in die kring van die spotters en nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars, maar sy behaag is in die woord van die Here, en hy oordink dit dag en nag, en hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. Maar daai woord, hy oordink sy woord dag en nag. Is die kruks, Here. Die engel sê nie verniet, he meditates by day and night on your precepts. Die insettinge, dit wat u hart is. Dis nie verniet dat u ons geleenthede gee, naamlik stilte tyd. Dat u 'n stelling gemaak het toe u op aarde was, naamlik gaan in jou binnekamer. Of partykeer gaan uit jou tent uit. Maar kom niet alleen, kom uit jou beperkinge uit. Kom uit dit wat 'n groef veroorsaak het. Encounter with him. Look into his face. Word gevoed. Want jy sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke rema, elke geopenbaarde woord, wat uit die hart van God, uit die mond van God kom. Ek sien, terwyl ons so sit in gebed, sien ek 'n nes van 'n voël met kuikens.
En ek sien hierdie beeld van hierdie klomp klein kykentjies met hulle bekkies oop. En ek sien hoe die ma dit vir hulle gee. En vir hulle elkeen gee wat hulle nodig het. En ek ervaar net in my hart, asof die Here vandag vir my sê, so is ons. Mag jy met daai verwagting in jou stilte tyd, jou in baie, in die konteks wat ek sê, jou bekkie oopmaak. En God nie toelaat om in my mond in te sit. Soos die Here Jesus ons geleer het, gee my vandag my daaglikse brood. Want dis dit wat my voed. Woorde, Paulus sê, woorde van die geloof. Woorde van die geloof, wat my versterk, wat my vernuwe, wat my verander, wat my gee wat ek nodig het in die uur van nood nie. Dis dit wat ek eet. Dis dit wat ek eet. Iemand het eendag gesê, 'n sportman is vandag wat hy gister geëet het. 'n Sportman is vandag wat hy gister geëet het. Geliefdes, ek seën jou vandag, dat Paulus sê, jy jouself voed. Ek seën jou, dat jy jouself sal voed met woorde van geloof. Teleurstelling is 'n gegewe. Dis altyd daar op hierdie aarde. Maar dis daai woorde van geloof. Dis daai woorde van geloof wat Abraham staande gehou het en nie laat kyk het na sy eie beperkinge nie. En aangehou het toe hy nog 'n teleurstelling gehad het. En aangehou het, want hy was voortdurend gevoed by die herinnering wat hy daai nag met God gehad het. Dit was genoeg kos vir hom om aan te hou glo. En ek bid dit vir jou, vir my, in die naam van Jesus. Amen. Amen. Halleluja.